Kom ons maak ons oë eers saam toe, Here, om vandag afskeid te neem van Louis is eina, dis seer, dis uit en uit ongemaklik. Ons hou nie van totsiens sê nie, ons hou nie daarvan om net afskeid te neem nie. En tog het U dit so gewil, en dit verstaan ons glad nie, ons kan dit nie agter grasp nie, ons kan nie regtig presies agterkom, hoekom nie, maar ons berus daarby. In die groter prentjie het U sekerlik 'n ander idee, 'n ander plan. Maar ons kyk vandag aan die agterkant van hierdie tapisserie en ons sien net die los garingkies, wolletjies. Ons weet nie heeltemal hoe lyk die prentjie aan die ander kant nie, maar ons gaan U vertrou, Here, ook vir die pad hierna. Hou vir elkeen 'n verskillik styf vas. Amen. Dalk net so een of twee praktiese reëlings. Dis 'n roudiens, 'n verrassingsdiens. So wat 'n mens gewoonlik by die graf sou doen as dit 'n gewone begrafnis was, gaan ons buite by die lijkswaar doen. So as ons klaar is hier binne, dan beweeg ons almal buitekant toe. Daar's blomme langs die pad, het ek gesien, gaan julle daar buitekant hê, gaan julle dit buitekant toe neem. Daar's 'n geleentheid dan om 'n blommetjie op die kus neer te sit, so wat ons by die graf sou doen, gaan ons dan buitekant by die lijkswaar doen en dan gaan die lijkswaar vertrek. En dan is jy welkom om sommer 'n bietjie agter te bly en saam te kuier. In die foyer is daar gereed gemaak vir u vir eetgoed en drinkgoed. So kuier asseblief rustig saam. Dis een van daai slegte goed dat ons dink ons kan alles handle. En eintlik het ons mekaar nodig. Dis eintlik die bottom line. Ons het mekaar veral in tye soos nou erg nodig. Daar's net lyk dit my 2 geleenthede waarby ons regwaar nog as familie en vriende bymekaar kom. Die een is troues, maar dis deesdae so duur dat die mense nooi jou nie meer om saam troue toe te gaan, dis te duur. Begrafnis is die ander plek waar ons regwaar net so 'n bietjie kan telefoonnommers weer uitruil, net weer kontak maak. Moenie ophou om vir Sandra hulle te stalk nie. Moenie ophou om haar korte plan te vra hoe gaan dit met haar nie. Sy het dit nodig. Daai baie kos wat hy al afgelaai het, daai baie blomme wat jy gebring het, moenie dit nou hierdie naweek stil raak nie. Dis juis nodig. En is met nou eintlik volgende week en die week daarna wat dit nou erg raak. En dan veral dalk môre wat Louis se verjaarsdag sou wees. Mag dit regtig waar so wees dat julle die Here se teenwoordigheid intens beleef. Die ouens op Facebook live, baie welkom vir julle. Ek dink daar, hulle kyk uit Australië, is dit reg waar Werner hulle is, Australië, sterkte vir julle ook, en vir ouma Corrie, baie sterkte ook, kyk sy ook, is ek sekerlik goed, maar baie welkom vir julle. Die musiek op Facebook live is gemute, dis as gevolg van kopiereg wetgewing, ons het niks beheer daaroor nie, anders te gooi hulle ons af, so vergewe ons daarvoor, maar dit gaan net 1 of 2 songs soos wat julle nie kan hoor nie, maar die res van die goedies, die visuals en die preek sal julle wel kan hoor. Ek gaan dit nou so reël, dat ons eers rustig na 'n videoetjie kyk, so kort uitgreep uit Louis se lewe uit, en daarna is daar 4 ouens wat huldeblyke kan gaan gee. Help my gou, waar sit julle Willem? Waar sit jy Willem? Daar so goed. Kan ek maar in die volgorde van hierdie afgaan? Goed. Mike, waar is dit Mike? Goed, dan gaan ek vir Mike kans gee. En dan vir Tertius. Goed, en dan vir Anton. OK. Gaan vir julle kans gee na die video en dan gaan ek aan met die res van die diens daarna.
Dankie Willem. Ek sal hom naby my mond hou. Goeiemôre almal wat vandag hier is. Baie dankie dat julle hier is. Ek het so 40 jaar se ervaring van klas gee. En ek moet vir julle sê dat daai 40 jaar het nie regtig gehelp om te doen wat ek vandag moet doen nie. Ek het gaan sit en begin voorberei. En toe ek so by die 14de bladsy kom van wat ek wil sê, toe het ek besluit dat dit sal nie pas in die 2 of 3 minute wat Sandra vir my gesê het nie. En ek het gereduseer tot die Engelse woord bare minimum. Ek het aanhou reduseer tot ek met hierdie gedagtes opgekom het. En ek lees vir julle. Ons het saam as kinders op Rivulets, 'n stasie 26 km vanaf Nelspruit, sorgloos en eenvoudig in 'n mooi en beskermende omgewing groot geword. Aangesien ons met die bus skool toe gegaan het, was ons glad nie by skolesport betrokke nie. Totdat ons pa in 1969 na Nelspruit verplaas is. Vir Louis was dit laat in standaard 7 op die ouderdom van 14. Nee, ek het hierdie ingesluit om te gaan kyk na wie was Louis. In daai konteks wat ons groot geword het, was die dorp en die Fosters wat vandag hier is sal weet, was vir ons 'n groot nuwe ding om van die stasie af te beweeg. Louis was iemand wat hom met volle oorgawe toegewy het aan alles wat vir hom belangrik was. Sy sport, sy studies, sy werk, maar veral sy familie. Terwyl hy jonk was, is hy toegewyde fokus om vir die Oos-Transvaal Junior Jeukspan gekies te word. Iets wat baie moeilik was daai tyd. Daar was baie goeie spelers. En daarna nasionale klere te verwerf, opvallend. Hy speel ook loskop, stit vir Hoërskool Nelspruit se eerste span, na hy onder 15 begin rugby speel het, wat dan ook gelykop teen Affies in die finaal van die administrateursbeker speel. 'n Voorbeeld van sy toewyding om uiteindelik die beste prestasie te behaal. Louis was toegewyd om by die Goudstadse Onderwyskollege te studeer, veral nadat hy eers vir 'n jaar na sy weermagdiensjaar in Nelspruit gewerk het. So Louis het sy diensplig gedoen in Pretoria 9 maande. Hulle het 'n geleentheid gekry om die 9 maande te verleng na 'n jaar en dan hoef hy nie kampe te gedoen het nie. En weer eens het Louis besluit hy sal daardie 3 maande ekstra werk en dan hoef hy nie weer kamp toe. Hy is terug Nelspruit toe en vir 'n jaar het hy daar het hy gewerk en dit is waar Anton Foster en Johan Foster saam met Louis besluit het dat hulle gaan Goudstad toe gaan. Dit was vir hom 'n baie belangrike ding dat hy gaan studeer. Louis was toegewyd om by die Goudstadse Onderwyskollege te studeer, ek herhaal, veral nadat hy eers vir 'n jaar na sy weermagdiensjaar in Nelspruit gewerk het. Hiermee saam om 'n B.Ed Honneurs graad by RAI te verwerf. Louis het hom dan veral met oorgawe aan sy gesin aanvanklik, aan Sandra, Stefan, Anton en Werner, en later die groter gesin Vanessa, Jolene en die 4 kleinkinders, Ansoenay, Nienke, Elrie en Stian, sowel as sy familie toegewy. Hy het ook nie net deur woorde gelei nie, maar ook deur voorbeeld. As student was hy verkies tot ondervoorsitter van die studenteraad van die Goudstadse Onderwyskollege, dien kaptein van die GOK eerste rugby span en neem hy leiding in verskeie menslike hulpbron werksinisiatiewe
vir long distance en vir daar het ek nou Imperial, daar is hy. Ons sal vir Louis vir sy kenmerkende uit sy maag lag onthou. Hoe hy altyd vir Stefan amüsant gevind het, veral met Stefan se kwinksla en raakbeskrywings. Hoe Louis met entoesiasme en luidrigtigheid kon vertel wat hy beleef het en altyd die humor van situasies kon insien, oordra en partykeer demonstreer. Natuurlik het hy van die kombinasie van 'n braaivleisvuur, familie en vriende gehou, o ja, en 'n bier, net lekker kuier met sy vriende en familie. Louis was altyd daar vir sy familie, met raad, ondersteuning en opregte belangstelling. Ek dink veral aan sy ondersteuning aan Stefan. Waar die hom as sy genie benoem het. Stefan het altyd gesê, hy hoef net sy pa se voorkop so bietjie te vryf en dinge sal vir hom, vir Stefan, gebeur. Ook Louis se ondersteuning aan wat hy aan my gebied het, met eerlike opregte kommentaar en kritiek, beide positief en negatief, na rugbywedstryde wat hy dopgehou het. Hy het ook vir my gereël, terwyl ek in die weermag was, om onderhoud by Goudstad Onderwyskollege te gaan doen, om 'n onderwysbeurs te kry. Ek het van Pretoria af gery, Johannesburg toe, die aand oorgeslaap in Majuba, en die volgende dag gegaan vir 'n onderhoud. Daai beurs wat ek gekry het uiteindelik my loopbaan bepaal, waar ek vir 40 jaar by die Randse Afrikaanse Universiteit was. Dankie daarvoor, Louis. En dan natuurlik sy ondersteuning van Transvaal, die Goue Leeu's, hoe hy jaarliks, of wanneer die ontwerp van die truie verander het, rugbytruie vir hom en die 3 seuns gekoop het, om op Saterdag te dra, het sy of hulle rugby op televisie kyk, of na Ellis Park toe gaan. Louis, ons groet jou vandag met dankbaarheid. Dankie vir jou liefde, jou ondersteuning en voorbeeld wat jy vir ons gestel het. Jy sal altyd in ons harte en herinneringe voortleef. Baie dankie. Dankie, Mike. Die is nie maklik nie, mense. Louis Hollander, waar begin ek? Louis was altyd daar vir sy gesin, vir Sandra, 'n eggenoot en maat, vir sy seuns 'n omgeepa. Hy het presies gedoen wat God van hom as 'n man verwag het. Hy was die hoof van die huis, as ook die broodwinner. Vir sy vrou en seuns was hy oneindig lief. Sy skoondogters was vir hom soos sy eie dogters. Elke kleinkind was vir hom spesiaal. Sy gesig het sommer gestraal as hy van hulle gepraat het. Hy sou enigiets doen om te verseker dat hulle gelukkig en veilig is. Vir Sandra se susters en hulle gesinne, as ook vir my en my gesinne, was hy net goed. Hy was goed vir ons ouers ook. Hy het sommer uit sy eie ingetree en hulp verleen, as hy gedink het dit is nodig. Mense kon altyd op Louis staat maak in tye van nood. Hy was 'n baie bedagsame mens, 'n regte gentleman. Ander se belange bo sy eie geplaas. Hy het ook nooit gespog met wat hy in die lewe bereik het in terme van besittings, kwalifikasies ensovoorts nie. Sens, vir jou wil ek dankie sê, vir daai briefie onder die Vollas se wiper. Want dit het Louis in my lewe gebring. Ek het Louis ontmoet, toe ek 10 jaar oud was. Louis was vir my soos 'n ou boet. Daar was 'n spesiale band tussen ons. Hy was die een wat my 11 uur die aand hospitaal toe gevat het, toe my blinde darm uitgehaal word. En net om doodseker te maak, ek was okay, is hy saam teater toe. Ek veronderstel dat die feit dat hy die dokter geken het,
ook seker heel wat daarmee te doen gehad het. Hy was daar vir ons bouergesin gedurende die donkerste tyd van ons lewens. Hy het my moed ingepraat en my gehelp om sterk te staan. Die tye wat ek gedink het, ek gaan dit nie maak nie. Ek kon met absoluut enige iets na Louis toe gaan. As hy nie raad gehad het nie, het hy net geluister. En Louis het nooit uitgepraat nie. Daar was nie 'n beter man om mee saam rugby te kyk nie. Al was dit nou op Ellis Park of die Rusbank. Hy was 'n vurige Lions ondersteuner en het elke wedstryd met passie gekyk. Al het die skeieregter die meeste van die tyd 'n goeie wedstryd gemis. Belangstelling en omgee was deel van Louis. Hy sou maklik die foon optel net om te hoor, hoe gaan dit? Jy is op pad met vakansie, bel hy. Dag sê Michiel, hoe vorder julle? Is die pad besig? Oorleef skoonsis en die kinders dit nog? Dan, seker een van die belangrikste goed in ons lewens. 'n Kuier saam met Louis was altyd 'n fees. Of dit nou 'n visbraai met pompoes was by Mike se huis, 'n potjie kos kompetisie of 'n oujaarsoggendkuier wat aangehou het tot amper middag van die nuwe jaar met baie borrels antibiotika. Dan praat ek nie eers van die eethoek in Beinstraat kombuis nie, as daai tafel kon praat. Ek hoor nou nog vir Louis lag. Ek kan die hele dag hier staan en 52 jaar se herinneringe herroep. En steeds sal dit nie genoeg tyd wees nie. Ek wil dan net ter afsluiting sê, Swaar Louis, jy het diep spore in ons harte en lewens gelos en laat 'n groot leemte in ons almal se lewens. Ons mis jou reeds, maar ons besef, die groot verlange kom nog. Rugs, sag my broer. Goeiemôre almal. Ons kom nie vandag by mekaar om Louis se heengaan te herou nie, maar ook 'n lewe te vier wat soveel mense se lewens op 'n betekenisvolle en 'n blywende manier aangeraak het. Vir my was Louis soveel meer as net 'n kollega. Hy was my mentor, hy was my gids en ook 'n goeie vriend. Iemand wie se wysheid en goedhartigheid 'n belangrike deel van my lewe en menswees en loopbaan gemaak het. Ek het Louis 26 jaar terug ontmoet, toe ek jonk en dom was. Nou is ek nog net jonk. Hy het groot gemaak in die Trucking Wellness program, wat Louis een van die stigters voor was. En Louis het nooit gebrek oor wat ons bereik het of goed is nie. So ek sal vir hom brag vandag. Louis, jy het al meer as 1 miljoen mense se lewens gered en omtrent 13 miljoen mense se lewens aangeraak al deur jou dienste. En daarvoor sê ek vir jou baie dankie en ek is baie trots om nog deel van daai program te wees wat jy gestig het. Destyds kon niemand van ons werklik besef het wat hierdie impak op ons lewens gaan hê nie. Louis was van die begin af daar. Hy het in die visie geglo. Belangriker nog, hy het in mense geglo. Hy het sonder huiwering, sy aan sy saam met ons gewerk, nagtelank op die paaie, van Kaapstad tot in Durban, Oos-London tot in Messina, en ons het die beste biltongstops op die paaie ontdek deur hom. Maar gedurende al hierdie ure saam in die kar, waar ek en hy alleen was, het ek ook 'n ander kant van leer Louis ken. Anton, Werner, Stefan, jou pa was trots op julle. Hy het gegloei en geblom as hy van julle praat. Ek sal nooit vergeet die ure wat Louis op die telefoon spandeer het, met die dokters, sy besorgdheid oor Stefan, altyd besig om die beste vir sy seun te probeer doen. Dit die diepte van sy liefde as pa en die krag van sy karakter gewys.
Maak nie saak waarheen ons reise gegaan het nie. Daar was altyd die allerbelangrike Sandra. Het ons lank gewerk, ure lank gewerk, maar ons moes iets spesiaal koop vir Sandra. En soos almal vir Louis ken wat geshop het, dit het nie net 'n dag gevat nie. Dit was die eerste dag was die verkenning, die tweede dag was dit vind, we gaan dink daaroor, en dan moes ons weer teruggaan en daai ding gaan koop. Dit het nie saak gemaak hoe besig was, of hoe lank ons was nie. Louis het altyd tyd gemaak vir jou. Hy het altyd tyd gehad vir my oproepe, ons aangemoedig, en sy wysheid vrylik gedeel met ons. Toe ons maatskappy, ek en Themba, in 2006 begin het Louis weer daar vir ons gewees. Hy het ons bygestaan deur die uitdagings, die onsekerheid en die groei wat gevolg het. Hy het sy ervarings, sy aanmoediging en sy wysheid vrylik gedeel. Maar ergens langs daardie pad het ons verhouding veel meer as net 'n besigheid geword. Louis het 'n ware vriend geword. Die tipe vriend op wie hy altyd kon staat maak. Die tipe vriend wie se teenwoordigheid moeilike dae makliker gemaak het. Suksesse meer betekenisvol gemaak het. Hy het 'n besondere manier gehad om mense gewaardeer te laat voel. Om gehoor te word en bekwam te laat voel. Sy kalm raad, sy humorsin en sy onwrikbare ondersteuning is 'n herinnering wat vir altyd by ons sal bly. Wat Louis besonders gemaak het, was nie net wat hy bereik het nie. Wat Louis besonders gemaak het, is wat hy agtergelaat het. By enige plek waar hy ingestap het, het hy daai plek beter gelaat as wat hy ingestap het. Hoe hy die mense behandel het, langs die pad. Hy het mense 'n ryker persoon gemaak, as hulle hom geken het. Sy nalatenskap leef voort, nie net in die programme en die besighede wat hy gehelp het nie, en help bou het nie, maar ook die ontelbare lewens wat ek net nou genoem het, wat hy aangeraak het, deur sy vrygewigheid, sy mentorskap, sy vriendskap en sy liefde vir sy familie. Louis, dankie vir die paai wat ek en jy saam kon reis, van jou dokterwording in Ventersburg, tot die brandweerman in Mooirivier. Dit was 'n amazing journey wat ek saam met jou gehad het. Jy sal diep gewis word, my vriend, maar ek sê jou nie vergeet nie. Mag jy in vrede rus. Baie dankie. Ekskuus. Hallo julle. Werner kon dit ongelukkig nie maak nie weens die oorlog en die petrol en die diesel en daai tipe van goed. 'n Vliegtuigkaartjie is 'n letterlike huise prys. So hy het vir my 'n stukkie gestuur wat ek net graag vir julle wil lees van sy kant af. Hoe beskryf jy 'n leeftyd van 'n pa in 'n minuut of 2? Jy kan nie. Van die eerste pak sla tot die laaste bier saam. Van ek hou nie van jou nie, papi, na dankie dat pa my geleer het om 2 keer te dink voordat ek 'n besluit maak. Hy was 'n pa wat my geleer het, jou familie kom altyd eerste. Kyk na hulle en hulle sal na jou kyk. Ek dink aan al die Saterdagoggende wat hy en Jolene onder mekaar bespreek het, wie gaan vanoggend die hoenderlewertjies maak, of om vir Stian, sy kleinkind, te gaan optel by ouma en oupa se huis, net om ouma en oupa te kry, besig om 7:00 die oggend roomys te eet. Hy was altyd die een wat elke oproep gevat het, en ek gaan ons chats baie mis. Hy was ook die sekretaresse gewees, as ons nie ma in die hande kon kry nie, en hy het altyd seker gemaak, sy was deel van die geselsies, op elke WhatsApp videocall, al was albei altyd in hulle pyjamas gewees. Hy was 'n pa, wat baie lief was vir sy skoondogters en sy kleinseun, en hy sou baie gemis word. Hy was my pa, my held, 'n man wie se woorde vir altyd by my sal bly. Ek sou ook net graag ietsie wil sê. Ek moet vir julle sê, dit is baie moeiliker as wat ek verwag het. 'n Mens prep, en jy weet dit kom, en jy dink jy's reg vir die ding, maar as hy slaan hy hard.
ek moet vir julle sê, hierdie laaste paar maande was ongelooflik rof geweest. Kyk, in ons gesin, om groot te word, dit is amper soos om 'n swanger vrou permanent in jou huis te hê. Jy het die heeltyd reg gestaan om in 'n oogwink hospitaal toe ry, ambulans toe te gaan. Iewers het jy in 'n hospitaal se wagkamer gesit. Ons was in meeste hospitale in Suid-Afrika. As jy 'n verwysings wil hê, kom praat met my. Toe ek gaan sit het en gedink het, waaroor gaan ek praat vandag? Dit was die moeilikste ding gewees. Want die eerste ding waaraan ek gedink het is, toe my pa 5 jaar terug gepraat het op Stefan se begrafnis, en die eerste woorde wat uit sy mond uitgekom het is, onregverdig. En dis hoe ek vandag voel. Ek voel dis onregverdig. Ekskuus as ek bewe. Maar nou sit ek daar op die bank en ek gaan in my eie hoopie depressie in en ek kry myself jammer. My kinders is in die kombuis besig om koeldrank in te gooi en hulle raak aan die beklei. Ook dit is net nie my kinders wat beklei nie. En my oudste haak daar af en sy sê, jy kry wat jy kry en jou hartjie is bly. En daai slaat my toe op die neus. Toe kry ek myself nou maar uit daai depressie uit en ek besluit toe, wat sou die regte woord wees om te gebruik vir vandag? En die enigste woord is dankie. Ek dink daar's geen ander woord wat ek vir my pa kan sê as dankie nie. Dis so 'n klein woordjie. En daai klein woordjie sal nooit kan beskryf hoe dankbaar jy sal wees vir wat jou pa vir jou gedoen het nie. Dankie dat pa ons rots was, my inspirasie, ons veilige hawe by die huis en my grootste ondersteuner. Dankie vir pa se onvoorwaardelike liefde en wysheid. Dankie dat pa altyd daar was om te luister en om raad te gee. Dankie dat pa my geleer het om hard te werk, want soos julle weet, niks in die lewe is verniet nie. So het my pa altyd gesê. Laastens, baie dankie vir pa se opofferings. Dit kon nie maklik gewees het om 3 laities eerstens groot te maak nie nog te sê met 'n kind of 'n oudste kind met soveel probleme nie. My pa was 'n man van min woorde, maar sy dade en sy liefde het harder gepraat as wat woorde ooit sou kon. As my pa gepraat het, was dit altyd koelkop, kalm en rasioneel. My ma het dit gehad. Die enigste tyd wat my pa wel sy stem gelig het, is wanneer my pa Lions rugby gekyk het. Dan het jy hom gehoor. Vir 'n beter pa en rolmodel kon ek nie gevra het nie. Ek is dankbaar vir die tyd wat die Here vir ons saamgegee het saam met my pa. On my ma, maar die laaste paar jaar was rof geweest. Maar die laaste paar maande wil ek nooit weer my lewe weer oor hê nie. Dit was absoluut afskuwelik geweest. Elke dag was 'n battle geweest. Dankie dat ma so mooi na pa gekyk het. Dit kon glad nie maklik gewees het nie. Dit het ma gebreek, letterlik. Ek dink ons gaan vir ma 'n rugoperasie moet kry. Vir my vrou, dankie dat jy daar was in hierdie tyd vir ondersteuning. My kinders, hoewel nie al my kinders 100% verstaan wat vandag gebeur nie, is ek bly julle is hier as ondersteuning. Ek wil sommer graag ook net die bedankings doen, want ek glo nie ek sal weer hier bo kan staan nie. Dominee Gerard, baie dankie vir vandag se skriflesing wat sal plaasvind. Vir my vrou, dankie vir die opmaak van die kerk saam met die kerkpersoneel. En dan vir Louis hulle van Afpop, dankie vir al julle reëlings wat julle vandag gedoen het. Dankie julle. Ek gaan die begrafnisbrief aan die voorhou. Met hartseer neem ons afskeid van ons geliefde Louis, maar ons weet dat God Louis teen sy bors vashou. Die Here is Louis se herder. Louis kom nou niks kort nie. Selfs al het Louis deur diepe lyding gegaan, was Louis nie bang nie, want U was by Louis. In U hande was en is Louis veilig. U ontvang hom soos 'n eregas
en is nou tuis in die huis van die Here. Daarom berus ons as Louis se geliefdes in die wil van die Vader, wat lewe gee en ook neem. So die eerste ervaring wat ek met die lewe gehad het, met baba, heel baba lewe was ons dogter Zanay toe sy gebore is, en jy het nou gepraat van die kraam affære. Dis mos nou vir ons man se halwe vreemde ding, jy moet altyd gereed wees vir iewers te gaan ons hospitaal toe, ma is nou by 7 maande, 7,5, die weke word so afgetel, die tassie is gepak en oorgepak, en die kinderkamer is gedoen en oorgeverf en weer die kaste uitgepak en alles is reg, en dan iewers te beleef die dames met so kriebelrigheid om te weet, die kraamaffære is nou bitter naby. En ons mans is nie heeltemal seker daarmee nie, maar ek onthou die oggend toe dit gebeur, toe weet ek, dis nou sulke tyd. En ons laai alles, Annelie en die res van die goeders in die kar, en ons is hier af Wilgeheuwel toe, want die kraamaffære het nou begin, en ek weet nie heeltemal wat om te verwag nie, maar ons is hier af hospitaal toe, en in die theater in die kraamsaal in, en iewerster along the line, word Zanay gebore. Ek weet daar was baie geskree en gekla en gemoun en alles, en ek het nie geweet wat om te maak, ek is ook in hierdie pakkie en hierdie maskerkie, en ek is ook deel daarvan, en ek sien die affære wat afspeel, maar eventually word Zanay toe gebore, en gee hulle haar vir my. Nou ons mans, ons is nie heeltemal gerad vir hierdie ding om kinders poppe vas te hou en te weet hoe werk hierdie ding nie. So, nou kry ek hierdie klein genade, hulle is lelik as hulle gebore is. Dit was nou nie mooi nie, 9 maande in die baarmoeder, so, daar is nou al die gedrukker en die bloederigheid, maar nou staan ek met hierdie klein ding, maar sy word die mooiste ding onder die son nie. En toe kom daar so klein handjie uit hierdie perskombersie uit, en daai klein handjie, en ek dink ek het 'n foto daarvan, vat so om my vinger, en toe ek so afkyk en dit sien, toe chunk ek. Toe besef ek, this is God at work. Ek bedoel, daar is nie 'n ander manier hoe ons oor geboorte kan praat as dit 'n wonderwerk is, 'n miracle is nie. Ons kan dit probeer namaak, ons nou al grand geword, ons kan nou al skape kloon, nee, Dolly 1 en word Dolly 2, en ons het al reg gekry om te kloon. Ek hoor daar's ouens wat praat van dit iewers agter een of ander gordyn, uister of wors of iets gordyn, word daar mense ook gekloon. Ek is nie seker daarvan nie, maar ons kan al kloon, but we can't create. Creation, om te skep, is God wat werk. As jy nou die biologie verstaan van heel in die begin, dat een spermpie 'n klomp ander sperms moet swem om by 'n eierselletjie uit te kom, en daai hele proses van geboorte, daai 9 maande se ontwikkeling, dis net amazing, nee, dis al gedokumenteer tot die fynste besonderhede. Jy kan met apps kan jy presies sien, ek is nou 3 weke so, hierdie klein dingetjie is nou 'n ertjiepit, en na 5 weke, en so kan ons dit volg, en dan word hierdie kleintjie gebore. Dis net 'n amazing event. Ons word gebore. En dit is nie moeilik om te praat daaroor, dit is wonderwerk. En dan gebeur dit dat hierdie wonderwerk groter word en ouer word, en as hy later laerskool toe gaan, en dan later hoërskool toe gaan, en jou genade, dit is mos nou 'n slegtyd. Ek weet nie wie nog tieners in die huis gehad nie, maar dis 'n difficult tyd. Jy is baie lief vir hulle, maar jy like hulle nie meer so baie nie. Hulle like jou ook nie so baie nie. Hulle like ook jou kar nie, hulle like jou klere nie. So is 'n terrible tyd, maar hulle gaan daar deur, en dan skryf hulle matriek, en dan gaan hulle iewers te universiteit toe of begin werk, en hulle word ouer en ouer, en hulle het later hulle eie kinders, raak later getroud, het hulle eie kinders, en dan word hulle gediagnoseer met 'n baie rare siekte. En dan gaan ons dood. In hierdie proses van lewe is daar 'n vraag wat ten diepste in ons almal is. En ek 2 vrae. Die een vraag is dit die einde? Hierso kan ons al sê, God at work, nee. Ons probleem is by daai punt. Waar was God gewees
toe Lise laaste asem uitgeblaas het? Was God afwesig? Kon hy nie maar net gewag het tot na Saterdag het hy 71 aan geword het, as ons saam 'n stukkie koek kon eet of iets kon doen nie. Maar dis mos nou nie, Here, en ek verstaan heeltemal hoe jy sê, dis unfair. Here, kan jy nie asseblief net so 'n bietjie aanskuif nie, want dis nou môre sy verjaarsdag, maar oor 2 weke is dit Vadersdag. Ek kan dus net 'n kaartjie of 'n nuwe paar kouse of iets gekoop het nie, Here, maar nie nou nie. Trouwens, ons sal nooit daai einde wil hê nie, maar ons vraag is, waar was God? Ouens, in die volgende sinnetjie wat ek sê is regtig waar as gelowiges met medegelowiges. As jy vandag nie 'n gelowige is nie, gaan jy dit nie verstaan nie, en ek respekteer dit. Ek het heeltemal begrip daarvoor. Maar vir my en vir jou as gelowiges, weet ons, God was daarso 100% present, teenwoordig. As ons daaraan nie vashou nie, dan beteken hierdie lewe van ons eintlik niks nie, nê? As ons net gebore word en iewers weer doodgaan weens een of ander genetiese gebeurtenis of iewers dalk met allerlei wetenskaplike navorsing het ons so gevorder geraak om van daarmee nie meer 'n visie te wees nie, maar daarmee 'n mens te word. Ek sukkel om dit te aanvaar. Ek sukkel om te glo want ek weet in my diepste wese God was daar teenwoordig. Ek weet as ouens wat sê maar God was dalk nie daar nie, die sonde het oorwin daar of die duiwel het dis absolute nonsens, ouens. Met my hele wese weet ek daai was God 100% teenwoordig. En verstaan ons dit? Nee. Ons verstaan daarvan niks af nie. Ek sou graag nogal eendag as ek hemel toe gaan, wanneer ek hemel toe gaan, sal ek net met God wil gesê, maar verduidelik het vir my, hoekom het hierdie goeters gebeur? Why do bad things happen to good people? Hoekom moet ons hierdie goeters beleef en hierdie seer in ons lywe voel? Ons is nie gebou daarvoor om afskeid te neem van mekaar nie. Ons wil dit nie graag doen nie. Ek sal nou ietsie meer daaroor sê, want ek dink ons maak dit te vinnig om aan te gaan met die lewe. Ek dink ons het tyd nodig om net te rou. Maar ek het 'n probleem met hierdie voorstelling van my. Want jy sien die lewe lyk nie so nie. Die lewe is eintlik net so lank. Ons dink is hierdie lang lewe en 70 is 'n wonderlike tyd. Om vir 70 jaar en amper 71, dis wonderlik. 80, 90. Maar ons lewe is eintlik net so lank. En as ek en jy nie aan God vasgemaak word nie, dan eindig die lewe in 'n nie wat God bedoel het nie. Ek wil nie vandag oor die hel preek nie. Ek gaan glad nie. Ek dink nie begrafnis is die tyd wat ons daaroor moet praat nie. Maar daar's ook so 'n moontlikheid, nê? Dat ek en jy kies om nie aan God vasgemaak te word nie. Maar ons praat nou vandag oor die hemel. Ons praat oor Louis, wat saam met die Here daar is. En saam met Stefan daar is. En daar's iets anders betrokke vandag. Want ons weet, Louis is by God. Maar ek moet 2 goeters vir jou vra. Nommer 1, wat gebeur as jy vanaand doodgaan? En nommer 2, wat gebeur as jy vanaand nie doodgaan nie? Want daar is so 'n moontlikheid ook. So kom ek lees saam met julle wat Paulus skryf. Hy sê, ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe. En dis sy bottom line vir hierdie stuk lewe. Ek wil met alles, wil ek God worship. Dis die belangrikste. Want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is 'n wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met my met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. En dan skryf hy 'n bietjie verder, maar vir julle onthaalwe is dit beter dat ek moet bly. Paulus sê, om te lewe is vir my Christus. Maar die lewe is nie so easy nie. Ek wens dit was 'n maklike ding geweest om te sê, maar ag toe maar, wat word dit 'n gelowige, dan is die lewe vir jou Christus en dan gaan dan nie weer swaar kry, pyn, hartseer wees nie. En ek wens ek kon dit vandag gepreek het. Ek wens ek kon so 'n simsalabim towerstafie uithaal en sê, maar daar gaan nie meer siekte wees nie, daar gaan nie meer dood wees nie, daar gaan nie meer bankrotskap wees nie, daar gaan nie meer huweliks onmin wees nie. Daar alles gaan net smooth wees. En daar's ouens wat dit predik, nê? Daar's kerke wat geld maak daarmee om vir mense te sê, maar dis 'n soort welvaartsding. Ja, as jy
Gee en God sal vir jou meer gee. Jo, en dis waar, maar op 'n ander manier kry ons dit dalk eerder. Ek dink die meer realisties is om te sê, die sterwe is my wins en die lewe is my Christus, maar hierdie in Christus wees, sê ek gee my hele lewe nou vir God, nie meer vir myself nie. So, die groot vraag wat hier agter lê is eintlik, wat is die sin van die lewe? Wat is die use? Hoekom is ons hier op aarde? Is op aarde maar sommer net om 'n biologiese punt te maak, om iewers 'n kommaatjie of 'n punt of 'n 3 kolletjies te wees op die geskiedenis van die mensdom, of is ons hierso om baie meer te doen? En ek dink dis 'n vraag wat in die filosofie al baie lank gevra word. Hoekom is ons hier? Wat soek ons hierso? Wat is die sin van die lewe? En van Plato en Aristoteles en Augustinus af en Sokrates af het hulle geworstel met hierdie vraag tot vandag toe. So paar jaar terug, 100 jaar terug of wat, was daar 'n ou wat 'n groot Franse filosoof was, Jean-Paul Sartre, en hy het op 'n plein rondgehardloop met 'n kersie om die boodskap oor te gee in die helder dag en gesê, maar God is dood, hy bestaan nie meer nie. Waar is God? Want daar's sekere ouens wat sê, maar God bestaan nie, want hoekom is daar dan seer en pyn in die lewe? En tussen al hierdie gevra is daar net een ding wat ons moet sê, die enigste rede hoekom ek en jy op aarde is, ekskuus, en dit gaan dalk jou bubbel bars. Maar die enigste rede, die belangrikste rede hoekom jy op aarde is om God te worship. Rick Warren skryf so seker 20 jaar, 25 jaar terug 'n boekie, Purpose Driven Life, wat nogal 'n blitsverkoper is, dwars deur die wêreld. Trouwens, hy het meer eksemplare verkoop as wat al die Harry Potter ouens saam, al die verskillende weergawe van hom verkoop het. So en sy eerste vraag is, wat op aarde soek jy op aarde? Dis so een woord hy gemaak het. Wat op aarde soek jy op aarde? En dan is sy antwoord, it's not about you. Hoe kan ons daai ding voor, it's not about you, en tog verkoop ons hope en hope en hope van daai boeke? Want ek dink ons iewers te kom ons agter, eintlik is ons lewe nie om myne nie, maar veronderstel om God te verheerlik, wat Louis reg gekry het. Om God te verheerlik, nie net met 'n klompie woorde nie, maar ook met sy dade, met die manier hoe hy sy kinders gemaak het, die manier hoe hy met jou gewerk het, Sandra. Dis net hierdie manier van, God is daar forever and ever by ons, en dit maak ons hele lewe net anders te lyk, as ons dit kan verstaan. Ek wens ek kon sê, hierdie was 'n easy proses, maar ek dink die sin van die lewe, en as jy nou MTN se aanvanklik is 'n heel eerste advertensie kan onthou, lank terug, is dit in die 90er jare, waar hulle op die toneel verskyn het. Toe was daar die vraag wat hulle gevra het is jy connected? En dis die vraag wat ek en jy moet antwoord. Is jy en God aan mekaar vasgemaak? En dis die sin van die lewe. Die sin van die lewe is as jy en God in 'n verhouding is, in 'n relationship is. En ek hoef nie vir jou te sê nie, ek hoef nie dit te preek nie, maar 'n verhouding werk nie met nou en dan nie. As ek een keer in 6 maande by die huis kom met so groot bos blomme, hulle kan dalk selfs al rooi langsteelrose wees, dan kyk Annelie my so half skepties aan en sê sy vir my, nee, dankie my man, jy is die beste ding onder die son nie. Haar eerste woorde, een keer in 6 maande is, wat het jy verkeerd gedoen? Wat wil jy kom regmaak? Want verhoudings werk nie met een keer in 6 maande nie. Verhoudings werk met 'n gedurende in kontak met mekaar wees, kommunikasie, by mekaar wees. Dis wat verhouding is, en ek dink dis wat die Here wil hê, is kom net na my toe en ek gaan jou dra deur elke stukkie van jou lewe. Ouens, ek dink ons is te moeilik, te hard op mekaar om te sê, maar Sandra, jy moet nou oor hierdie ding kom. Jong, Anton, Werner, nee, kom aan, dit jou pa is nou oorlede, maar asseblief, nou moet jy aangaan, blaai die bladsy om, en kom ons gaan aan met ons lewe, en dis gewoon nie waar, dis gewoon nie hoe, want ons is mense, nee, ons is gewaaieer, God het ons so gemaak, om nie so klinies met die lewe om te gaan nie. Natuurlik kry jy mense dit reg, om soms 'n bietjie meer analities te werk, nee, daar's party van ons wat ook bietjie meer, soos Louis, bietjie meer analities sou werk, en wat nie noodwendig sy emosies op sy skouer dra, op sy arm dra nie, wat dit 'n bietjie meer sal wegsteek, maar binne ons is daar hierdie emosies. Kom ek noem 3 emosies wat ons veral kan kry in hierdie tyd. Die eerste een is hartseer, om te huil. En dis gewoon natuurlik. Ek is so bly om te hoor dat Louis 'n groot leeu ondersteuner is. Ek is ook naas Botha, hy was nie 'n leeu nie,
Alles behalwe, hy was 'n blou bil en hy het 'n paar wedstryde vir ons laat verloor. Maar Naas Botha het gesê, Cowboys don't cry. Gewoonlik as hy gewen het. Ek dink is die mees onchristelike ding wat daar kan gesê word. Ek dink Cowboys, leeu's kan ook Cowboys wees, kan maar soms huil. En Nathaniel, ek dink nie hy het ooit 'n rugbybal in sy lewe vasgehou nie. Hy het gesê ons mans moet bietjie in touch kom met ons feminine side. Manne, ek dink dit is nodig dat 'n mens regtig waar ook sal huil. Trouwens, tydens COVID het ons op 'n stadium, daai Delta variant, verskriklik baie mense verloor in die gemeente wat afgesterf het. Ek dink daar was in 60 dae op 'n stadium 50 begrafnisse gewees wat ons gedoen het, wat terrible was. En ek onthou ek het ewerste terwyl ek besig was om voor te berei 'n artikel raak gelees in 'n mediese tydskrif wat gesê het daar's sekere toksiese stof wat in ons liggaam opbou wat net jy net ontslaaf van kan raak deur jou traankliere. Jy kry dit nie uitgeurineer nie, jy kry dit nie uitgesweet nie, jy moet dit uithuil. Vrouens, ek kyk nou na julle moet asseblief julle seentjies leer om te huil. Dis okay. Moenie vir hulle sê ja, sissies, is net sissies. Nee, laat hulle huil. Dis ook goed. Dis ook reg. Ons is mense en is nodig. Dis regtig nodig. Ek weet dis nie 'n mooi gesig as 'n man huil nie. Maar ouens, dis nodig dat ons ook soms sal huil. Die tweede soort van emosie wat ons kan hê en behoort te hê is om ek huiwer om die woord depressie te gebruik, maar kom ons noem dit 'n lae vlak van depressie te hê. 'n Gevoel van ek sien nie kans vir die lewe nie. Ek is nie lus vir hierdie ding nie. Ek wil nie hierdie ding kan handle nie. In COVID weer 'n keer het ons almal daai moments gehad wat jy sommer die hele dag in jou pyjamas loop. Behalwe as jy 'n meeting kry, sit jy vir jou das aan of so iets. Maar vir die res jy maar net so geflout. So 'n lae vlak van depressie en is reg so, dis okay. Jy mag so wees. Die Jode het 'n baie mooi gewoonte waar hulle die ouens wat iemand laat in die dood afgestaan het, wat vir 10 dae in 'n donker kamer los. Hulle word gevra eintlik om nie die gordyne oop te maak nie. Nie ligte aan te sit nie. Selfs die spieëls word in komberse toe gegooi want jy moenie sien hoe sleg lyk jy nie. Daar's tyd dat jy net so moet sulk en met bad wees. En nou is ons ander ding is genade, nee. Jo, sy mag nie 'n bietjie down wees nie. Kom ons koop haar blomme en is fine, dis die regte gesture. Maar die blomme hoef nie noodwendig in 'n smile te verander nie. Die hartseer behoort daar te wees, is reg so. Ons kan tog sulke stupid goed vir mekaar sê, nê. Wat ons regtig bedoel om dit makliker te maak, maar dit help nie regtig nie. Soos die Here het sy mooiste blommetjie kom pluk. Wat 'n klomp nonsens is dit nie. Dit help dalk so bietjie, maar dis nie waar nie. Aan die een kant sê dit nie veel van my en jou nie, want dan is ons maar 'n klomp kaktusse wat agtergebly het. Maar hoekom sal ons die goed vir mekaar sê? Dit klink reg, nê? Ek dominee ding sê. Dominees en Christene sê die volgende ding vir mekaar. Dit was die wil van die Here. Ouens is 100% die korrekte antwoord. Dit help net niks nie. Dit help ons om te verstaan niks nie. Ons verstaan nog steeds nie dit waaroor dit gaan nie, want dis deel van die pyn is om deur hierdie goeters te werk en te worstel. Ek gaan nou 'n storie vertel wat ek ietsie daarvan wil vertel as ek afsluit. Die derde soort van emosie is, dink dit wat jy nou gesê het, die emosie van dis nie fair nie. Here, ek is sommer kwaad vir u. U kan my regtig waar, as u nou almagtig was, dan het u nou regtig waar gewag tot na sy verjaarsdag, dan sou jy 'n bietjie meer gewag het. En dis ook okay. Ek hoop jy nou gehoor. Die Bybel, God gee vir ons toestemming om soms vir hom kwaad te wees. En ek weet ons wil nou sê, nee, jy mag nooit vra hoekom nie, jy moet altyd sê dis reg, halleluja, prys die Here. Hi Konna. Die Bybel is vol voorbeelde van ouens wat sê maar ek worstel met die Here. Psalm 23, ons nou so 'n stukkie daarvan in die briefie gelees. Staan Dawid as te ware so op 'n rots en sê maar I'm okay. Die Here is my herder. Kom niks kort nie. Maar mag ek jou net een bladsy terugblaai. Psalm 22. Selfe ou, selfe skrywer. Dawid. Hy begin hom so. My God, waarom het U my verlaat? En is hy ver van my af. Julle onthou die woorde, 1000 jaar na Dawid sterf Jesus aan die kruis en net so voordat hy sy laaste asem uitblaas, prewel hy Psalm 22. Eli, Eli, lama sabachthani. Daar's tye wat ons vir die Here gaan vra. Trouwens, in die Psalms weer terug.
150 van hulle, 74 van hulle noem ons vandag klaagpsalms, lamentations, waar ons kla met die Here. Jy kan na Habakuk toe blaai, jy kan na Jeremia toe blaai, daar's 'n boekie in die Bybel, sy naam is Lamentations, klaagliedere, songs oor moan and groan, dis okay. Die Here raak nie ongemaklik as ons ongemaklik raak met hom nie. Almal van julle het tieners gehad. Ons het in Kreeusdorp Wes gebly in 'n huis met so 'n lang gang, alles houtvloer in die huis gewees. En ek weet nie hoekom nie, maar as my kinders kwaad raak vir my, dan lyk dit my word hulle swaarder. So as hulle so afstorm daar in die kamer toe omdat hulle kwaad is vir hulle pa, dan hoor jy maar dis nie meer as loop nie, hulle is die vieste in vir my. Maar as hulle nou so kwaad is vir my en almal vir al drie van hulle was my kwaad soms, het ek nooit studeerkamer toe gegaan en hulle ID's gaan opskeer of hulle geboortesertifikate gaan verbrand nie. Hulle het my kinders gebly. En ons is vandag nog julle okay met mekaar, ons leef nog saam. Ons is eintlik actually nogal lief vir mekaar en ek like hulle nogal, veral met hulle kleinkinders het like hulle baie. Maar dis jy sien, God raak nie ongemaklik omdat ons ongemaklik raak met hom nie. Hy word nie onkant gevang nie. Hy is okay, dit is soms gaan sê, Here, ek verstaan nie die goeders nie. Daar's sulke moments in ons lewe wat okay is. En dit ek nou gesê het, kan mense nou in baie boeke gaan soek en Kubler-Ross en 'n hele klomp ouens het geskryf oor hierdie manier van rouhantering, hoe hanteer mense hierdie goeters, maar daar's geen bloudruk vir dis hoe mense dit doen nie. Elkeen doen dit op sy eie manier, hak by sekere goeters vas of gaan vinniger of jump oor goeters en ons gaan weer terug. So kom ons gee net ruimte vir mekaar om te sê, maar ons is in 'n fase van rou. Ek weet, in my kop weet ek, in my hart weet ek, om te lewe is vir my Christus, maar om te sterwe is my wins, maar het maak nie vir my sin nou nie. En jy kan met die Here daaroor worstel. En dan kom daar 'n moment wat 'n mens ook kan rustig raak en sê, okay Here, ons glo, ek verstaan dit nie alles nie, maar ek glo, dat ek in U hand is. So, ek het in my bediening begin in die polisiediens, net so na 1994 en dit was 'n rowwe tyd in die geskiedenis van Suid-Afrika, veral in die polisie, en ek het daar as kapelaan begin werk. My eerste pos as dominee was gekoppel aan 'n gemeente in Randburg, was ek aan die polisie, so in die polisie het ek gewerk, kantoorure en na ure dan in die gemeente gewerk. En ek onthou ek dink ek was nog nie 30 gewees toe ek daar begin het nie. My kantoor was by blitspatrollie gewees, so jy het 'n bleeper gehad wat jy naweke moes beman. Dit was voor selfone daar was. En ek onthou een Saterdag laatmiddag kry ek hierdie bleep wat ek die beheerkamer moet bel, die 1011 nommer moet bel en hulle stuur my toe Besuidenhoutsvallei toe, een van die polisie dames, 'n konstabel, sy kind het haar dienspistool in die hande gekry en 'n skoot het afgegaan nadat hy 'n maatjie daarmee gespeel het en hy het homself per ongeluk self doodgeskiet. Nou bly ek in Linden en nou moet ek afjaag hierso na Besuidenhoutsvallei toe waar die voorval gebeur het en ek het een van blitspatrollie se vinnige karre met die blou ligte en ek jaag daar af, gedres in my uniform, met hierdie persband rondom my pet en ek gaan nou, en dit is ek besef, wat doen? Waarvoor jaag jy? Wat moet jy gaan doen daar by hierdie voorval? En ek kom daarso en polisiemanne maak sy oop, is 'n swart dame gewees. So in my jaagry besef ek toe maar ek verstaan niks van die swart kultuur nie. Ek weet glad nie wat om te maak nie. So ek kom nou maar daaraan en die polisiemanne maak sy oop want hier kom die dominee nou en ek kom in die sitkamer en Rose, dis haar naam, ek nou ek meer oor haar vertel. Sy sit lê so op die grond. Die voorval het daar in die agterste kamer gebeur en die forensies is besig om die goeters daar te doen, maar ek kom in en in die swart kultuur skree hulle net. Dit is 'n huil skree totdat daar 'n tannie of 'n niggie of 'n suster is wat hulle gaan kom troos, maar sy skree en ek weet nie wat om te doen nie, ek gaan sit lê toe maar net so ook so daar by haar en ek weet nie, bly stil, ek weet nie wat om te sê nie. Later die dag is ek daar weg, die aand. Ek weet nie of ek gelees of gebid het nie, ek is heeltemal onseker, ek kan niks daarvan onthou nie. En ek het hulle gehelp in die begrafnisreëlings daar in Limpopo. So 3 maande later toe stap Rose by my kantoor verby by blitspatrollie en klop my deur en sê Maruti, ek wil net gou 'n bietjie met jou kom gesels.
En sy sê vir my, ek wil, nadat sy nou tee gedrink het en gekuier het, sy moet vir my dankie sê vir 2 goeters. En die stukkie raad wat ek nou gee is, dalk nie bedoel vir julle hier voor nie, maar vir ons wat op 'n manier julle moet ondersteun. Sy sê vir my, Mauritius, dankie dat jy daar was. En dis nou haar woorde, dankie dat jy gesherp het. En toe kom ek agter, dis waaroor hoe ons bediening eintlik moet wees. To be present and to be silent. Want wat op aarde sê ons vir mekaar om dit makliker te maak? Dalk is ons formuleringe om God op 'n manier te verdiskonteer in hierdie hele ding, dalk is dit futiel. Dalk moet ons sommer net daar wees en dalk in stilte maar sommer net langs mekaar kom sit en sê maar jou pyn is op 'n manier my pyn ook. En ek kan nie vir jou antwoorde gee nie. Maar ek kan saam met jou sommer net worstel. Want Jesus ons weet, die lewe is my Christus. Dis wow. En die dood is my bonus. Maar daar is tye soos vandag en die volgende paar weke, maande waar ons suffer. En waar ons sê, maar Here, U is Christus, U is die Messias, maar ons sukkel. So as 'n laaste prentjie wil ek iets probeer verduidelik van wat vandag gebeur. Ek dink God wil maar net doodgewoon hê julle moet op sy skoot klim vandag. En julle hartseer en julle frustrasies op sy skoot uitspeel. Ek dink dis die enigste manier hoe ons dit regtig kan handle is op God se skoot. Dalk is jou issue vandag nie noodwendig net Louis nie. Maar so onder daai laag is daar nog 'n ander laag wat bekommerd oor jou gesondheid, bekommerd oor die werk, bekommerd oor die rentekoerse wat weer geklim het, en die petrolpryse wat wisselvallig is. Jou huwelik, dalk ons is mos gelaagde mense, layered people. Maar die boodskap is al juis vir ons almal. Kom ons klim op God se skoot. Ons vra hierso die vraag. En die wonderlike is, daar's plek op sy skoot vir ons almal. So kom ons klouter maar sommer net op God se skoot, want Here, ons het nie antwoorde op hierdie goeters nie. Ons wil nie afskeid neem nie, ons kan nie, ons sukkel daarmee. Maar ons weet ook dat ons op die skoot kan huil, kan down wees en kan kwaad wees. Ons wil nêrens anders te wees as naby aan U nie. En al is dit vir ons seer, al sukkel ons daarmee, al is dit vir ons 'n stryd om hierdie goeie net dag vir dag mee aan te gaan, weet ons dat U ook ons Vader is, wat by ons sal wees en ons sal dra. Amen.
Kom ons staan nog, dat ek vir ons die seën uitspreek. Ek glo jy weet dit, maar die seën is nie net die laaste sinnetjie voordat ons uitgaan buitekant toe nie. Maar dis God se present vir ons. God se last thought vir my en vir jou. Mag sy genade, en sy liefde en sy teenwoordigheid, hy wat Vader en Seun en Heilige Gees is, mag dit saam met jou gaan. Mag hy jou herder wees, selfs in die kere wat jy sê, my God, waarom het jy my verlaat? Maar mag sy genade by my en jou wees. Amen. Kom ons gee vir die naaste familie eerste kans om uit te beweeg, en dan kan jy rustig volg na buitekant toe.